is wonderwerke in Every Nation. En dis 'n onderwerp wat vir my baie naby aan die hart is. So voor ek gaan bid, wil ek net so inleiding daaroor sê hoekom dit vir my so naby aan die hart is. Ek het al 'n hele paar keer in my lewe wonderwerke persoonlik beleef, wat werklik dinge is wat gebeur het wat net uit die hand van die Here kan wees. As ek terugdink in my skooltydperk hoërskool, die eerste wat ek nou kan uitlig as 'n wonderwerk wat ek weet menslik was dit onmoontlik wat gebeur het. Ons was met vakansie by die see gewees en ons was saam met vriende daar. Julle baie van julle ken vir oom Dries en tannie Elsa van der Skyf daar by werk daar by Maika. En hulle seuns en 'n dogter was almal saam en die middelste seun is so oud soos wat ek is. Ons ken mekaar vandat ons kan onthou. Ons verskil so week in ouderdom. En ek en hy was so 16 gewees en ons besluit toe nou ons gaan die eerste deel van die Otterwandelpad stap. En toe ons dis mos 'n gratis deeltjie wat jy kan stap. En by die eindpunt van die Otterwandelpad is daar 'n waterval. En ek en hy sê toe vir ons ma's en pa's, hulle is almal daar so, en sê nee, ons gaan opklim met die waterval, ons wil op die waterval gaan staan. Jy kan so agter 'n waterval nou gaan staan as jy nou soveel guts het. En ons doen dit toe nou, weet jy, dit was nou nie die heel hoogste vlak nie, dit is 'n baie hoë waterval, maar daar's 'n paar vlakke wat jy nou kan opklim. En ons was seker so, ek skat so 2 verdiepings hoog, as ek nou moet skat hoe hoog daai gedeelte was. En ons het op die waterval gestaan, agter die waterval, en die volgende oomblik vloek het daar gaan my voete onder my uit. En my maale sê hulle sien hoe ek by die waterval afgaan. So ek was al in die momente, my bene is besig om af te kom, en hulle staan so met sulke groot oë en kyk, en die volgende oomblik het Dewald op 'n manier my gegryp, en ek kan dit nie menslik verklaar nie, ek was so groot as ek vandag is, weet ek was uitgegroei op 16, en hy is 'n groot ou, hy is amper 2 meter, maar nog steeds, hy was 16 op daai stadium. Ek was in die momentum van afgly, op 'n manier my gegryp, sonder dat hy sy balans verloor het, en ook begin gly, die seepglad, en hy het my so neergesit langs hom. En die volgende oomblik, ek het gevoel, hier gaan ek het gedink, ek val nou by 'n waterval af, dis dalk die einde, weet tipe ding. En die volgende oomblik, toe staan ek weer langs hom, weet, en ek en hy kyk mekaar soos, wat het nou gebeur? Het was 'n oomblik van, jy kon dit nie menslik verklaar nie, maar ek moet by sê, ek het groot geword met Psalm 91, en ek het byna elke dag, as 'n 16-jarige, Psalm 91 in die Amplified hardop gesê. Ek het daai woord gevat van, ek bly in die skadu van die Allerheiligste, en dit het letterlik vir my gevoel, ek is so op 'n rots neergesit, net daar. En daar het ek besef, die Here het my lewe bewaar. Dit is die eerste keer wat ek kan sê, dit was definitief die hand van die Here dat ek lewendig is. En so het ek baie stories, ek sê die hele oggend kan besig hou, want ek was 'n paar keer al in my lewe byna dood gewees, en elke keer het die Here deurgekom. So, maar kom ons bid, ek gaan nie dadelik oor daai getuienisse praat nie, ek wil met julle praat oor geloof vir 'n wonderwerk. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U goed is. U is net goed. U het 'n plan met elkeen van ons wat hier is vanoggend. U het 'n plan met ons lewens, en U plan is goed. U het 'n plan met 'n lang lewe vir elkeen, gesondheid, krag en sterkte, 'n doelwit wat bereik moet word. En Vader, ons wil ons visie enkel hê. Ons wil weet wat is daai plan. Ons wil glo in dit wat U vir ons wys. En ons wil in ons lewens wonderwerke sien gebeur. Nie net vir onsself nie, maar vir die mense om ons. U woord sê, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. En Vader, ons wil dit sien in ons lewens. Ons wil bekend staan as mense van geloof. En ek bid vanoggend dat hierdie woord diep sal tref, dat ons sal U woord ontvang, en dat ons wonderwerke sal sien in ons daaglikse handel en wandel, in Jesus se naam. Amen. Nou, as ons gaan kyk wat 'n wonderwerk is, die amptelike definisie van 'n wonderwerk, dan sê dit, it's an extraordinary and welcome event that is not explicable or explainable by natural or scientific laws, and it is therefore attributed to a divine agency. Of hulle sê ook, an extraordinary event taken as a sign of the supernatural power of God, an extremely outstanding or unusual event or thing or accomplishment. Nou, ek is seker elkeen van julle was al in 'n situasie waar jy besef het, as die Here nie ingryp nie, gaan dinge verlore wees, nie? So daar's baie keer geleenthede wat ons voel, ons kan op ons eie gedagtes staat maak, ons kan op 'n dokter staat maak, en dokters word deur die Here gebruik, verseker. Weet, ek is self in 'n mediese tipe beroep, en 'n mens moet nooit dink dit is teen enige dokter nie, maar daar's tye wanneer dokters nie antwoorde het nie. Daar's tye wat dokters staan en sê, as die Here nie nou ingryp nie, is die persoon dood. Daar's tye wat ons in 'n situasie is wat
mens teoreties moet dood wees. Dit is die situasies waar daar nie 'n menslike hand met iets kan doen nie, en dis waar 'n wonderwerk nodig is. Nou, as mens gaan kyk na Jesus se bediening, weet hoe hy sy bediening begin het, en mens gaan dink bietjie terug hoe dinge verloop het. Hy het 40 dae en 40 nagte mos gevas, en van daar af is hy uit, en hy het sy bediening as 'n man van wonderwerke begin, nee? Nou as mens gaan kyk in Lukas 9, en ek wil jou gou eers in toe vat, ons gaan 'n paar keer terug verwys, dan begin Lukas 9 vers 1, en hy het sy 12 disippels saamgeroep, en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Nou, ek sien die prentjie in julle gedagtes, die disippels is nou uitgestuur en hulle het uitgegaan. Ons dink baie keer dit was net Jesus wat uitgegaan het en wonderwerke gedoen het, maar sy disippels het uitgegaan en hulle het wonderwerke gedoen. So, as jy Lukas 9 die hele hoofstuk gaan lees, dan vertel hulle nou hierdie gedeelte, hulle is uitgestuur en dan begin die wonderwerke gebeur, en dan vertel hulle van hoe Jesus vir Jakobus en Johannes en Petrus saam met hom op die berg gevat het, en toe was dit mos daai geleentheid waar hulle met Moses en met Elia gepraat het. Onthou hulle daai geleentheid. En dit was, hulle het met aan die berg om verheerlik en Jesus het begin skyn, en hulle het mos daai hele belewenis gehad. So dit was net daai 3 disippels wat by Jesus was. Nou, in the meantime, soos hulle in Engels het, terwyl hulle daar op die berg was die ander disippels besig met wonderwerke, tekens wat hulle gevolg het. Nou, as jy nou so 'n bietjie aangaan, en ek gaan hierdie gedeelte in Markus 9 lees, maar daai selfde gedeelte word ook in Lukas 9, net na hierdie gedeelte ek nou gelees het, aangehaal ook. So 3 van die disippels het hierdie spesifieke gebeurtenis aangeteken. Hulle het aangeteken hoe Jesus saam met die 3 disippels op die berg was, en hoe hy afkom en wat toe gebeur het. So ons gaan hierna kyk. So in Markus 9, en ek lees nou uit 'n Engelse vertaling, ons gaan nou in die Afrikaans dit ook lees. And when he came to the disciples, dis nou hy kom nou van die berg af Jesus, nee? He saw a great multitude around them and scribes disputing with them. Immediately when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him, and he asked the scribes, "What are you discussing with them?" So hier is 'n hele argument aan die gang. Daar is so 'n skare, die fariseërs is daar, die disippels is daar, en almal praat, en Jesus, hulle kom nou net van die berg af, nee? En iemand uit die crowd sê toe, then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit, and wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not." And he answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed foaming at the mouth. He asked his father, so dis nou Jesus wat nou praat, so nou, sien jy die prentjie, so die disippels het sukses gehad met wonders en tekens, daar het baie wonderwerke gebeur, maar hulle het hierdie seun, nou, die disippels toe gebring, hulle kon nie daai gees uitdryf nie. En toe kom die man en hy sê, Jesus, weet jy, so is my seun, kan jy dit doen? Maar dadelik antwoord Jesus en hy sê, "How long has this been happening to him?" Jesus is rustig, hy wil weet, hoe lang gebeur dit nou met hierdie kind? En die pa sê, "From childhood." En die gesprek gaan aan, hy sê, "And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him." So daai gees was daarop uit om daai kind dood te maak. Weet, hy het hom in die vuur in laat val, hy het hom in die water laat inval, dat hy kan verdrink. So dit was vir daai, jy kan dink vir daai ouers, dis 'n baie ernstige probleem. "But if you can do anything," dis nou wat die man, die pa vir Jesus sê, "have compassion on us and help us." Jesus said to him, hoor nou wat Jesus antwoord. Hy antwoord hom nie en sê, "Ja, ek kan dit doen, ek gaan dit vir jou doen nie." Hy antwoord hom, hy sê, "If you can believe, all things are possible to him who believes." En dis die sleutel tot wonderwerke. Ons gaan lekker daaroor gesels, maar hoor wat Jesus sê, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe, help my unbelief." So hy het onmiddellik 'n greintjie van geloof onmiddellik daarso gewys, en dis genoeg. As ons hierdie gedeelte gaan lees in Matteus 17, ons gaan nou daarna kyk, waar Matteus dit vertel, dat Jesus aangegaan en gesê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir die berg sê weg oor die see.
En in die midde daarvan, wat die pa onseker is, hy wonder, is dit genoeg geloof wat ek het? Ek glo, is dit genoeg? Help my unbelief. Het Jesus nog steeds daai geloof wat in hom was, geëer, en onmiddellik het Jesus daai kind gehelp. Hy het gesê, when Jesus saw the people come running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him, and he became as one dead, so that the many said, he is dead. Dink het hoe die mense toe te kere gegaan. Weet, ons lees altyd hierdie, maar as jy nou die ware lewe moet sien, sien maar, het nou iemand ingekom, gevra ons met 'n bose gees uitdryf, en ons kon nie regkom nie. Jesus was nou hier, en hy het gesê, dit is nie of hy dit kan doen nie. Ons moet onthou, Jesus was as 'n mens aarde toegestuur. Hy het vir die persoon gesê, if you can believe, en daai man sê, ek glo. En onmiddellik dryf hy gees uit, en toe volgende oomblik lê daai kind as hy dood is. Weet hoe, moes almal gegons het, né? En daar staan, but Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose, and when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? Nou, hierdie gedeelte moet mens in die verskillende evangelies saam lees. As jy gaan kyk in Matteus 17, vra hulle ook vir hom. Hulle sê, hoekom kon ons nie hierdie bose gees uitdryf nie? Hoekom kon ons dit nie reg kry nie? En hy sê toe vir hulle, sy antwoord was, because of your unbelief. Ons gaan nou net dit lees. Omdat julle, as gevolg van julle ongeloof of kleingelowigheid, julle het nie geloof gehad nie. Nou, hy noem hierso, weet jy, dit is lekker as mens die 3 evangelies saam kan sit. Dit is soos met enige getuienisbank. As jy nou die klomp ouens se getuienis oor wat gebeur het by mekaar, so dan kry jy die volle prentjie, nie? Nou hier sê hy vir hulle, this kind can only come out by nothing but prayer and fasting. Nou Jesus het nie daar gepraat van daai bose gees moet jy uitvas en bid nie. Want dan sou hy begin bid het en begin vas het. Dis hoe hy hom sou uitdryf. Jesus het daai gees uitgedryf. 'n Bose gees word uitgedryf. 'n Bose gees word nie uitgebid of uitgevas nie. Maar hierdie tipe ongeloof moet ons voor vas en bid. So daar's 'n groot sleutel in vas en gebed. Soos die vas en gebed ons nou gedoen het, ons behoort baie gereeld te vas en te bid. En 'n ordentlike vas te doen. Mens moet natuurlik medies jouself reg voor te berei. Maar daar's 'n sleutel daarin om ontslae te raak van ongeloof en om vir jou vlees te sê, bly stil. Weet dit daar's 'n sleutel daarin. Ons gaan nou verder daarna kyk, maar herinner julleself aan wat Jesus gedoen het voor hy sy bediening van wonders en tekens begin het. Hy het 40 dae en 40 nagte gevas. En dit was nie om meer geloof te kry nie. Ons weet geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die gepredikte woord van God. Maar dis om ontslae te raak van die inmenging van ongeloof en van die vlees. So daar gee die Here vir hulle 'n sleutel, maar as ons die hele prentjie gaan saamsit, gaan ons die hele sleutel kry. Ek wil eers bietjie stil staan by geloof. En die eerste ding waar ons moet dink is, as jy nou dink in jou algemene lewe, hoe gereeld hoor jy van so 'n tipe wonderwerk? Weet as ons nou dink, laasweek, wie van julle kan ons vertel dat daar laasweek het julle 'n wonderwerk gesien? Het iemand laasweek 'n wonderwerk gesien, die week wat verby is? Niemand nie. Week al voor, wat jy kan sê, hierdie was die krag van God. Iemand is bevry, iemand is op hy oomblik genees, iemand se lewe is bewaar, beskerming bonatuurlik. Wie kan getuig van so iets? Vertel. Ja, vertel. Prys die Here. Prys die Here. So daar is wonderwerke wat gebeur, maar kyk uit ons groep uit, vir die laaste hoe lank het ons een wonderwerk wat ons kan vertel. Weet, ja, daar's klein goedjies los, maar ek praat van, kyk, wat aardige iets op die lip en hy's genees. Maar die woord sê, hierdie wonders en tekens moet ons volg. Dit behoort ons lewenstyl te wees. Ons moet elke week vir mekaar sê, hoorie so, ek het vir Piet en Spar gekry, en hy was dit en dit en dit, en toe die Here het hom genees, of dit het gebeur, en die Here het hom beskerm. Maar hoekom is dit skaars? Hoekom praat ons min daaroor? Hoekom is dit so min? En as mens gaan kyk wat Jesus eintlik oor geloof sê, dan sien ons maar is omdat geloof skaars is. Ware geloof is skaars, en dis aan almal beskikbaar. Dis nie iets wat onbereikbaar of onbeskikbaar is nie, maar ware geloof is skaars, en ons as Every Nation Faith City moet begin eerlik en reguit daar wees, is mens in geloof, is ons in geloof oor iets.
bou ons geloof, glo ons dat die Here hierdie dinge kan doen, want ons wil 'n jaar hê van wonderwerke, dan wil ons elke week ons vir mekaar 'n wonderwerk kan vertel. Dis mos wat ons glo. Nou as mens gaan kyk, Jesus, weet hierso in Lukas 18 vers 8 staan daar, weet, as die seun van die mens kom, as Jesus kom, sal hy wel geloof op die aarde vind. Daar's so skrif wat dit sê. Gaan hy so kyk en sê, in hierdie groep, gaan ek geloof hier vind? Gaan ek geloof hier vind, né? Dit raak al mense as jy dit so daarin dink, waar is mense geloof? Het jy geloof hierdie dinge? Wandel jy daarin? Kyk bietjie, wat dink Jesus van groot geloof? As jy dink aan Matteus 8, wat hy moes in Kapernaum ingegaan het, daar staan, daar kom 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly aan ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat hy onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan. En vir 'n ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus het hoor, het hy hom verwonder aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. So Jesus maak onderskeid en hy sê, daar's plekke waar hy sê, hy het geen geloof in 'n plek gevind, hy kon geen wonders doen nie, né? Dit is erg. Weet imagine, weet Jesus sê, hy kom hier so en hy het geen geloof gevind, hy kon geen wonderwerke doen nie, ja, dit sal bad wees. Maar daar het hy gesê, dit is 'n groot geloof. En as jy gaan kyk, daar word, ek dink is in 2 Timoteus, so 'n bietjie verder aan, dan praat hulle van, dat Timoteus dieselfde ongeveinsde geloof het as sy ma en sy ouma, unfeigned faith. En as jy gaan kyk na die wortelwoord, dan sê hy, dit is genuine faith, dis nie plastic faith nie. Dis nogal iets om aan te dink. So as daar ongeveinsde geloof is, dan moet daar geveinsde geloof ook wees. En moet ons in ons eie hart ondersoek, jy kan nie iemand anders se hart ondersoek nie, jy kan net jou eie hart ondersoek, is ek in geloof of nie? En dit kan die sleutel wees, of jy 'n wonderwerk gaan ontvang of nie. Weet, in my eie lewe het ek dit beleef, weet, as ek terugkyk na my swangerskap, en ek kan baie, weet, daaroor uitbrei, maar as ek dink aan my laaste swangerskap, toe ek besef, my liggaam is besig om in te gee. Nou, ek het met Rudou, wat julle nou gesien, toe die 3 pre-teens hier so deurstap, die een wat langste is, hy is actually die jongste, hy is 'n getuienis, maar die een wat so laaste gestap het, is Rudou, dis my jongste seun. Nou, toe ek met hom so 28,5 weke swanger was, het my liggaam net skielik ingegee. So my niere het aan die bloei gegaan, dit het letterlik, jy gaan dalk nooit weer Coke wil drink nie, my urine het soos Coke gelyk, letterlik. En my lewer het ingegee en ek was baie siek. Hulle moes onmiddellik om uithaal en die dokter het vir my familie eintlik gesê, kom, weet, julle moet daar kom groet. Dit is hoe ver alles was. En ek het besef, en as ek eerlik is oor my geloof, as ek glad nie in geloof nie. Weet, mens moet groot genoeg wees om dit te kan herken. Ek was 'n kind van die Here, ek is baie lief vir die Here, ek het 'n pad al die jare met die Here gestap, maar ek was definitief nie in geloof nie, ek was vol vrees op daai oomblik. En vrees en bekommernis is jou geloofsmeter. Die oomblik as jy weet jy is vol vrees, dan kan jy weet jou geloofmetertjie is omtrent op 0. Daar's nie geloof nie. En dis dalk wat met die disippels op daai dag gebeur het. Daai bose gees het hulle dalk bang gemaak. Jy weet, hulle het gedink, "Oh my, hierdie is bietjie wild." Jy weet die ou wat so te kere gaan. Maar die oomblik as vrees begin heers, weet geloof werk deur liefde en liefde dryf vrees uit en as geloof en liefde nie in beheer is nie, dan is jy in vrees, nê? En ek het toe ek bykom, ek onthou toe ek net so ingestoot is voor hulle my vir Rudou uitgehaal het en ek onder narkose gedoen. Maar voor ek ingestoot is, het ek letterlik net gebid en vir Here gesê, spaar dit my terwille van my kinders. Maar toe ek wakker word, onthou ek voel so oor my maag en ek besef hy's uit en ek's in ICU en binne ure het ek so geswel dat ek was onherkenbaar eintlik geswel, weet ek was baie geswel. Frikkie kan dalk daai foto opsit waar ek so nie van Rudy waar ek so my hand so pof staan. Hulle het nie foto's van my in ICU geneem nie. Ek wou nie graag julle met my afneem nie, maar daar kan jy sien, dit was al toe ek baie minder geswel was, hoe pof my hande nog gestaan het, nie? En op daai stadium, die feit dat ek toe nog lewendig was op grond van my familie se geloof. Weet, ek was in vrees. Ek's baie eerlik daaroor.
Anders sou ek nie in daai situasie beland het nie. Maar my familie het ingetree en begin bid en ek onthou toe ek in ICU lê, toe kom my broer, my oudste broer wat dokter is daaraan, hulle laat hom toe in ICU. En hy sê vir my, hy kyk my so en hy sê vir my, Annemarie, nou moet jy die liefde van God glo vir jou. Jy gaan nie nou dink oor wat jy gedoen het, of jy in vrees is, wat jy nie gedoen het nie. Moenie begin dink oor al enige van daai dinge nie. Weet, fokus op die liefde van God vir jou. Weet die skrif in 1 Johannes wat sê, jy die liefde van God leer ken en geglo, want liefde dryf vrees uit, nê? En dis al waarop ek gefokus het terwyl ek daar gelê het. Ek kon voel ek veg die dood. Weet, binne ure was daar amper die spasie vir my longe gewees en soos wat die vog in my lyf opgebou het. So my lewer het ingegee. Ek het gelyk, my ginekoloog het my gesê het lyk asof iemand my agter 'n kar aangesleep het. Kan jy dink 'n dokter sê dit eintlik vir jou nie. Maar dit was ek het weet hulle noem dit HELLP syndroom as jou lewer ingee. So jy het nie bloedplaatjies nie. So hulle het my bloedplaatjies oortappings gedoen. So daai dink is op een van die ander foto's nog so 'n merk op my een arm, maar my hele lyf was vol besige bruises onder die vel waar ek begin bloei het. So hulle was versigtig vir breinbloedings, weet, omdat my bloeddruk so hoog ook was. Maar in elk geval, ja, daar kan julle sien die bruise net so op my arm. Nou, gaan nog so 'n bietjie terug na daai waar daar so skrif, weet, so 'n boekie 'n dagstukkie is. Nou, daar het ek absoluut gevoel hoe veg ek die dood. En soos wat hulle vir my gebid het die gelowige in my begin spaak, nê? En op 'n dag toe kom my ma vir my kuier en dit was letterlik julle sal sien op daai dag, ek wil dit vir julle lees, die 22ste Desember 2010. En sy sê vir my, Annemarie, kyk hierdie stuk wat ek vanoggend gelees het in die dagstuk. En die stuk het gegaan oor daai gedeelte in Konings waar daai 2 melaatse manne daar gesit het. En hulle het besef, almal het gaan dood van hongersnood. Daar was geen hoop in daai stad gewees en die mense het dood gegaan van die honger, hulle het duwe misverkoop. Ek meen, hoe hopeloos kan dit raak? Ek meen, ons dink ons dorp is in 'n toestand, maar ek meen dis 'n toestand waar die mense hulle eie kinders begin eet het, nê? En daai gedeelte sê in 24 uur het daai hele situasie van daai dorp verander. So moenie net daar sit nie, staan op en doen iets, nê? Klink soos Barend se sê dit. En my ma sê vir my, waar is jou geloof? Gaan jy saam met my vertrou dat jy binne 24 uur ontslaan word? En dit was terwyl ek daar gelê het so geswel. My nierfunksie was op 0. Daar was niks nierfunksie nie. So ek was op dialyse, ek is gedialyseer daar, maar ek was geweldig geswel. Daar het ek regtig al baie beter gelyk, maar ek was geweldig geswel, het gevoel of my bene so swaar soos lote is. Hulle het my gesê ek moet probeer 'n stukkie loop. Dit voel soos asof jy 2 olifantstompe saam met jou sleep. Regtig. En jy veg teen al daai simptome en alles wat jy ervaar, alles wat opbou in jou lyf, jy juk, jou lewer en jou niere nie werk nie, my lewer het ook gaan staan. So my lewer en my niere het glad nie gewerk nie. En my ma challenge my, sy sê vir my, waar is jou geloof? Laat ons die Here vertrou dat jy binne 24 uur hier uit is. En ek sê vir ons reg, kom ons vertrou die Here. En binne 24 uur het hulle my ontslaan. So geswel, maar het my ontslaan. Ek meen, wat 'n wonderwerk. Daai interniste sê vir my, 'n flikkering van iets op jou niere, ons ontslaan jou. Wat is die kans? Dit was 'n suiwer wonderwerk dat ek daar uitgestoot. Ek is in 'n rolstoel daar uitgestoot, maar ek is ontslaan. Want ek het in my hart geweet, as ek net kan kom tussen my familie, dat ons kan geloof bou, dat ek uit hierdie hospitaal uit kan kom, gaan my genesing deurbreek. En ek het by die huis gekom, nou die foto, as julle die volgende foto weer wys waar ek so sit met Ruda in my arms, is 10 dae later geneem as die ander foto. Nou julle sal sien ek lyk aansienlik kleiner in daai foto. Ek het in 'n kwessie van 8 dae 20 kg se vog verloor. So dis 10 dae uitmekaar uit, kan julle dit glo? En toe ek teruggaan daai dag, dit is die eerste dag dat ek teruggegaan het om na hom toe te gaan. Toe in die parkeerarea kry ons die internis wat oor my was. En ek groet haar heel vriendelik en sy groet my so al van soos 'n vriendelike vrou wat ons aanstap. Die volgende staan sy so sê, "Wat? Is dit jy?" Dit is soos 'n glad nie merk nie. Ek kom in om bloed te trek en die mense kyk my so, weet soos, "Hoekom wil jy bloed trek?" Ek sê nie, dokter Piek het gesê ek moet net weer kom bloed trek of die internis. En hulle sê, "Wie is jy?" En hulle weet niks. Maar dis ook so al van die mense het elke liewe dag my bloed getrek. Hulle vra hulle vir my wie sak. Jy weet en ek sê nie ek is mevrou Smit, hulle moes op die van. En die vrou gaan so en sy sê, "Wat? Sy kan dit nie glo nie, onherkenbaar."
En dit het die Here in daai tyd 'n absolute wonderwerk gedoen, my niere totaal en al aangekom het en heeltemal herstel het, vanaf 0 nierfunksie af. En tot vandag toe, my nierfunksie is 100%, weet, na 2 keer se akute nierversaking. So dit is absolute getuienis van die Here daai, maar daar moes my eie geloof begin gestuur word het. Want soos Jesus gesê het, toe die ou vir hom sê, as hy vir my jammer voel, as hy compassionate, en as hy kan, sal hy my genees. En Jesus antwoord hom, as jy glo, enigiets is moontlik vir die ou wat glo. So daai boodskap van, waar is jou geloof? En laat ons eerlik met mekaar wees. Soos ek met julle eerlik was, my geloof was op 'n stadium op die 0 metertjie daar gewees. Ek was vol vrees, maar dank die Here vir gelowiges om 'n mens. Ons het mekaar so nodig, wat vir my sê, hey, waar is jou geloof? Weet, dieselfde met, as mens ek moes op 'n stadium vir 'n redelike groot operasie gaan, en ek onthou dat sy net so ingestoot word, stuur die Here net 'n verpleegster oor my pad, en sy kyk my so en sy sê, you are a child of God, en ek sê vir haar, ja, en sy sê, where's your faith? En onmiddellik stuur dit my net weer. So ons moet mekaar kan sê, in 'n situasie waar ons die Here nodig het, waar is jou geloof? Waar is jou geloof? So geloof kan groei, dis die wonderlike daarvan, is beskikbaar vir ons almal, alhoewel dit skaars is, en alhoewel dit kosbaar is. As jy gaan kyk na die skrifte, in 2 Petrus 1 staan daar, dat dit so kosbare geloof is. Geloof moet ons sien as die kosbaarste ding wat jy het. Jy moet jou geloof ten alle koste beskerm, want dit is die kosbaarste ding wat jy het. Daar's 'n skrifgie in Petrus ook sê dat ons geloof is kosbaarder as goud. Soos wat jy jou goud en jou skatte sal wegsluit in 'n kluis, en jy sal beskerm met alles wat jy kan mee beskerm, nog meer moet ons geloof beskerm. En hoe jy jou geloof beskerm is hoe jy jou hart beskerm. Geloof kom uit jou hart uit. Dis hoekom Spreuke sê, beskerm bo alles jou hart, want daaruit vloei the issues of life. Weet, dit is so mooi eintlik, want dis waaruit jy moet lewe. En die woord sê dit ook in Romeine 1:17, die regverdige sal uit die geloof lewe. So dit moet ons dag tot dag wees, dat ons mekaar kan sê, hey, waar is jou geloof? Is dit nou plastiek geloof? Praat ons net die praat, talk the talk, maar daar is nie regtig geloof gebou nie? Of is dit ongefeinste geloof, soos het Timoteus en sy ma en sy ouma gewys het, dat die wonders en die tekens kan volg, want dit is ongefeinste geloof. Die woord sê ook, ondersoek jou geloof. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Vra jouself, waarvoor het ek geloof? En dat mense dit ook vir mekaar sê, as ons in 'n prayer of agreement is, nee? Sê net maar, ons bid saam vir iemand, dat ons sê, maar waarvoor het ons geloof, en waarvoor vertrou daai persoon? Weet, nydig het ons die gesprek gehad oor 'n gelowige persoon wat oorlede is, en dat het mense toe nou om daai persoon eintlik toe nou heel skit, weet, en dit het al baie in die verlede gebeur, die iemand wat jy gedink het, weet, ons praat ons altyd van 'n groot Christen, altyd toe klein was gedink, wat is 'n groot Christen, so die groter mense in die lewe wat, maar ons praat ons altyd van dit, weet jy, daai persoon is so groot Christen, hoekom het daai persoon nou dood gegaan, hoekom? En dan dink mense hulle eie geloof word dan 'n bietjie geskit, né? Jy wonder hoekom hulle dan in die geloof gestaan. Jy kan nie daai persoon se hart sien nie. Mense sou gesê het, Anne-Marie is so groot Christen, hoekom is sy nou in daai ICU? Maar as ek eerlik is, sou ek gesê het, maar ek was nie in geloof nie. Geloof werk altyd. Geloof werk altyd. Ons kan nie begin sê, as die geloof nie werk, ja, skrif wat sê in Romeine, wil hom vir julle aanhaal, wat sê, as die geloof nie werk nie, gaan ons dan sê, dit is fout, jy weet, so Romeine 3 vers 3, wat sê, for what if some did not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? En in Afrikaans sê hy, stellig nie, in Engels, certainly not. So as ons sien dat iemand nie hulle genesing ontvang nie, moet ons begin twyfel in die getrouheid van God? Want dis wat ons doen, nie? Nee, die woord sê nee. Want dan was hulle nie in geloof nie. En ek weet, dis harde woorde. Weet, maar ek praat dit uit my eie lewe. As mens in geloof is, geloof werk altyd. Deur liefde. Dis een van ons sleutels, né? So, ons almal kan ons geloof laat groei. As ons teruggaan weer na daai gedeelte in die Afrikaans van Markus 9, waar Jesus met daai man praat, en dan sê die man mos daarso, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus vra hom, en die vertaling sê, as u kan, hy vra so al van, gaan dit oor of ek kan, weet so vraagteken,
En dan sê Jesus hom, alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Alles is moontlik vir daai persoon wat glo. En toe hy uitroep, hy glo, toe sy wonderwerk gebeur. Nou, as ons na Matteus 17 toe gaan, en ek wil gou daai gedeelte uit Matteus se oogpunt uitlees. Dit is so lekker dat ons 3 ouens het wat dit opgeteken het, né? Dan sê Matteus 17 vers 14, toe hulle by die skare kom, het 'n man na hulle gekom, voor hom gekniel en gesê, Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly erg. Dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na U disippels gebring, maar hulle het hom nie gesond gemaak nie. Toe antwoord Jesus, o ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle bly? So hy sê vir hulle wat is die fout? Julle is ongelowig. Bring hom na my toe. Daarop het Jesus die demoon bestraf. So hy het nie gevas en gebid dat die demoon moet uit, hy het hom bestraf en hy het hom uitgegaan. Van daardie oomblik af was die seun gesond. En Jesus se disippels het toe eenkant na hom gekom en gevra, waarom kon ons dan nie die demoon uitgedryf kry nie? Hy het hulle geantwoord, vanweë julle klein geloof, party vertaling sê ongeloof. Vanweë julle ongeloof, amen, ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, verplaas jou hiervandaan daarheen en hy sal soontoe verskuif. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou kan julle indink, Jesus praat met disippels, daar steen teen 'n redelike berg daarso, en hy sê vir hulle, want hulle vra, hoekom kon hulle dit nou nie gedoen het nie, want hulle het ander mense gehelp, en ander mense het vrygekom, en hy sê, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle selfs vir hierdie bergie voor hulle sê, skuif, en hy sal skuif. So eintlik het hy vir hulle gesê, julle het niks geloof nou nie gehad nie. Dit is eintlik erg, nie? So mens mooi jou indink, wat hy vir hulle sê, hy sê dat julle so piepklein, julle het al 'n mosterdsaadjie gesien, as julle net soveel gehad het, so julle selfs vir die berg laat skuif het. So jy het nie baie nodig nie, maar jy het nodig, jy het geloof nodig. So as ons 'n wonderwerk benodig in ons lewe, en ons almal het wonderwerke nodig. Eerstens gaan kyk na jou geloof. Gaan ondersoek jou hart, en om meer geloof te kry, moet jy die woord hoor. Romeine 10 sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Maar ek wil ietsie daar beklemtoon oor daai gedeelte, dis 'n preek op sy eie, maar daar praat hy van, hoe sal ons hoor as iemand nie preek nie? Daar is 'n spesifieke salwing daaraan om onder die gepreekte woord van God te sit. Dat iemand wat 'n openbaring oor iets het, dit preek. Daar kom openbaring daar uit. Nou een van die vertalings sê, as die predikant the word of Christ, as hy die woord van die salwing begin preek. So dit is openbaringskennis, gesalfde woord begin preek, dan begin die geloofmeter so te lig. Het jy dit al gevoel as jy saam in korporatief begin die woord hoor, en daar is iemand met 'n salwing vir 'n sekere woord, en die woord is vir 'n openbaring, dat daai woord tref jou hart, anders as wat jy nou net by die huis gaan lees het, geloof kom deur die gehoor die woord van God, is mooi, jy weet, maar daar het nie iets gebeur in jou hart nie, weet, so, dit is so belangrik dat ons as kerk moet by mekaar kom, en dat ons die woord moet preek. Die woord sê dit daar, Romeine 10 sê, hoe lieflik is die voete van die ou wat kom preek. Weet, hy moet kom en hy met daai woord preek uit 'n openbaring uit, want dit laat ons geloofmeters lig, ons geloof groei, dat ons kan vertrou, en as ons saam as 'n kerk vertrou, hoeveel meer krag is daar om te vertrou vir 'n wonderwerk. So, as jy teruggaan, en as jy dink jou grootste wonderwerk in Romeine 10 is juist wedergeboorte. Hy sê met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Weet ek het spesiaal dieselfde rok as laasweek aangehad, want hy het skoenlappers op. Skoenlappervlerke, weet nie wie dit kan sien nie. Skoenlappervlerke. Vir 'n rede, want dit laat my dink aan wedergeboorte. As jy nou dink, weet wat met wedergeboorte gebeur, jy word getransformeer in totaal iets anders as wat jy was. Soos wat die rispe 'n skoenlapper word. So het die Here ingegryp, die oomblik wat jy glo, hy het van jou die ou skepsel nuut gemaak, totaal en al 'n nuwe skepsel. Die ou persoon bestaan nie eers meer nie. Met Paulus wat daai openbaring gekry het, sê dan ek dink is in Korintiërs iewers, hy sê, I've wronged no man, I've defrauded no man. Nou as jy dink aan Paulus, hy het Christene doodgemaak. Hoe kan hy sê hy het nog nooit iemand skade aangedoen nie? Hy het so 'n openbaring gehad, dat hy 'n totaal 'n nuwe skepsel is, dat hy kon met eerlikheid sê, ek het nog nooit iemand skade aangedoen nie, want ek is 'n nuwe mens. Ek is wedergebore. So ons elkeen het die grootste wonderwerk wat daar is, beleef. Ek glo elkeen wat hier is, Jesus aangeneem het, is wedergebore. En dieselfde geloof wat jy moet hê, dat jy deur genade uit die geloof gered is dieselfde geloof
vir genesing. Daar is 'n skrif wat sê in Matteus 8, waar, ek gaan hom gou vir julle lees in die Engels, Matteus 8 vers 5 tot 8 sê, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Dis Jesus wat dit sê, nie? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, get up and take your mat and go home. So vir Jesus, in sy gedagtes, soos wat hy die prys gesien het, is dit presies dieselfde, om te sê, jou sonde is vergewe, en jou siektes is genees. Hy sê, wat een is makliker? Hy sê nie, wat een is moeiliker nie. Hoor jy dat sy manier van praat, wat is makliker? Te sê, jou sondes is vergewe, of staan op en loop? Dieselfde prys is betaal. Die probleem kom in, omdat ons van kleins af, baie van ons het groot geword met baie godsdienstige tradisies. Wat jy van kleins af, wel ek het van kleins af gehoor, is maklik om jou hart vir Here te gee, hy sal jou altyd vergewe, hy sal jou nuut maak. So dit was vir my maklik om te glo vir wedergeboorte, want ek het daai woord gepredik, baie gehoor. Maar daar was soveel verwarring oor genesing, want dan sê hulle van die preekstoel af, partykeer is dit nie God se wil nie, partykeer wil jy iets leer, partykeer dit, partykeer dat, alles godsdienstige verskonings, omdat ons nie geloof het om te vertrou vir genesing nie. Dis net verskonings, dis nie beskrif nie. Jesus het nie een keer vir iemand wat na hom toe gekom het gesê, o nee, dis nie vandag die Vader se wil om jou te genees nie. Al plek waar hy nie mense gesond gemaak het nie, was omdat daar nie geloof was nie. Hy het gesê, hy kon geen wonderwerk nie doen nie, daar was nie geloof nie. So dit hang af van jou geloof, wat een is makliker, om te sê jou sonde is vergewe of staan op en loop. So die wonderwerke moet vir ons so normaal raak, soos wanneer ons vir iemand sê, weet jy wat, as jy nou die Here aanneem, sal hy jou sonde vergewe, en hy maak jou nou 'n nuwe skepsel. Ons twyfel nie eens daaraan nie, net dieselfde. As ek nou iemand sien wat siek is, ek bid vir jou, staan op en loop. Dis dieselfde prys wat betaal is, dis dieselfde geloof wat geld. So ter afsluiting, ek wil julle vertel van nog 'n getuienis, en dit is daai heel laaste skyfie daarso opvrik. Deur hierdie hele proses wat ek die help-sindroom gehad het, ek op 'n Facebook groep, het sommer net bietjie gaan gesels met vrouens, gedink dis 'n geleentheid om die duiwel bietjie terug te kry, en met mense sommer te bedien, weet in wat in dieselfde ding is. En so ontmoet ek 'n vrou, en ek het nydig dit die woordskool vertel, dink ek, maar ek wil dit vir julle almal vertel, bietjie die getuienis, want dit is so 'n mooi getuienis van wonderwerke. Dis 'n vrou wat 'n Suid-Afrikaanse vrou is, sy het in Suid-Afrika groot geword, haar man is ook Suid-Afrikaner, maar het geëmigreer na die VSA toe. En ek sien toe nou haar naam en van lyk vir Afrikaans, jy weet, op hierdie internasionale groep waarop ek is, en ek engage haar toe, ek wil by haar hoor wat sy haar storie en waar kom sy vandaan, en sy sê nie, sy is nie VSA, en sy begin toe vir my haar storie te vertel, en sy sê toe sy het haar eerste kind verloor met help-sindroom, sy het binne, ek dink sy was 20 weke swanger toe sy dogtertjie oorlede. Toe raak sy weer swanger, en toe nog in Suid-Afrika gebly, en haar tweede kind is toe gebore op so 24,5 weke, julle kan daai babietjie daar sien, 750 gram, nee, dit is 'n mikroprem. Lewensvatbaarheid is bitterklein, nee. Sy sê, hulle het glad nie die Here geken nie, glad nie. Sy het in 'n huis groot geword, dokter se kind, van die Natal iewers, hulle het nooit in die kerk gekom nie, hulle was ateïsties, dis die huisgesin waarin sy groot geword, na man ook. So hulle het glad niks van die Here afgeweet nie, hier is hulle mikropremie gebore, in een of ander hospitaal in Suid-Afrika, en die dokter sê vir hulle, toe die long extraal doen, dis net 'n kwessie van tyd, al die longblaasies is nog te immature, alles het verhard, daar's nie 'n kans dat die kind gaan leef nie, wys dit vir hulle op die extraal. En hulle sê, hulle is so verslaaf met dit wat gebeur het, en hulle besluit, hulle gaan na 'n kerk toe gaan, weet, om te hoor of iemand vir hulle sal bid. Maar die kind is nou in ICU. En hulle kom by die kerk, en hulle vra die pastoor, weet, sal hulle vir hulle bid, weet, hulle kind is besig om te sterf, en weet, hulle wil dit gebed hê. En daai pastoor roep al die kindertjies in die gemeente, en hulle bid vir hulle. Word sommer hartseer as ek daar dink. En hulle sê die volgende dag, toe hulle daar kom by die hospitaal, doen hulle weer 'n extraal. En daai extraal is 100% normaal van daai longe. Nou, dit is 'n suiwer wonderwerk uit die hand van die Here, nie? Vir mense wat glad nie die Here ken eers nie, maar hulle reik uit in geloof, nie? Soos wat hierdie man, wie sy kind so siek is, uitreik in geloof en sy help. En die wonderlike, of eintlik die amazing deel, stel dit so, is hulle weet nie om die Here aan te neem nie. Niemand, hulle het dankie gesê, weet, maar hulle ken nie die Here nie, hulle ken glad nie die Here nie, en neem hom nie aan nie, gaan aan met hulle lewens, en soos hierdie seun Philip groter word, vra hy hulle heeltyd oor sy storie. Hy sê,
Mamma, vertel my weer my storie van die Jesus wat my lewe gered het, nie? En hulle sê, hulle kan nie vir hom veel vertel van Jesus nie, want nie een van hulle twee het Jesus ooit leer ken nie. Hulle weet nie wie is die Jesus nie. En hulle sê op 'n punt toe besluit hulle sal na 'n kerk toe gaan. Toe is hulle nou in die FSA. En hulle gaan nou uitvind, wie is die Jesus wat hulle kind genees het. En hulle kom toe kragtig tot bekering. Eers 'n paar jaar later, maar vanuit daai wonderwerk, weet, en dit is hoekom die Here wil hê ons moet wonderwerke doen, is nie tot ons eie eer nie. Dit gaan glad nie oor ons eie eer nie. Dit gaan oor om mense te wys die goedheid van God, wat mense tot bekering lei. En die man, hy is nou al, julle kan daarso sien, hy is op die regterkant, dis dieselfde persoon. Hy is nou, ek dink, 27. Hy is een van die jongste associate advokate in die FSA. Hy het sy matriek vroeër gedoen, hy is getuieskool. Sy het ook 'n boek geskryf vir julle tuiskolers. Die boek se naam is Unqualified. Dis haar boek wat sy geskryf het oor tuiskool. Nou julle 'n bietjie kan kyk. Helen Reineke. Sy het hom nou maar net gestimuleer en hy's so 'n wonderwerk. Hy praat ek dink 4 tale. Hy speel meer as een instrument. Hy teken soos wat jy kan nie dink is moontlik nie. Absoluut briljant maak. Hy doen wat mense Smit-werk wat jy swaarde en allerlei goed maak. Hy is nou al getroud, maar hy het summa cum laude sy graad gekry. Dit beteken, dit is jou uitsonderlike hoë punte. En as jy dink, en hy is baie lief vir die Here, dis die heel belangrikste. Weet jy, het later nog 'n kind gehad, ook weer 'n prem gewees, wat net so briljant is. Hy is nou 16. Hulle verskil bietjie meer as 10 jaar en 2, 16 amper 17. Maar in elk geval, weet, en so het hulle kragtig by die Here uitgekom, jare later, maar deur daai wonderwerk. So as ons begin vertrou vir wonderwerke, is dit nie om onsself te laat goed lyk nie. Dit is nie, dit gaan nie daaroor nie. En ons sien dit ook by die disippels, as jy daai gedeelte gaan lees in Markus 9 en Lukas 9 ja, en Matteus 17, net na hulle vir Jesus gevra het, hoekom kon ons nie doen nie, en hy sê dis oor julle klein geloof. Toe het hulle op die pad met mekaar begin redeneer en gesê, wie is die belangrikste van ons? Wie gaan langs Jesus eendag sit? Dit is net daarna gewees, né? Dis hoekom hulle ook moes gaan vas en bid, om van daai vleeslikheid ontslae te raak, want nou wil ons sê, oeg, ek is so oulik, jy weet, dit is nie waar wonders gaan nie, want die oomblik toe hulle begin wonders doen, toe begin hulle dink, hulle is nou grand, en toe kom hulle baie vinnig aarde toe hulle nie, daai, jy weet, gees kon uitdryf nie, maar wonder nog steeds, wie moet nou die topposisie beklee. So dis die gevaar, en dis waarvoor ons moet gereeld vas en bid, dat ongeloof uit ons harte bly, en dat ons nie hoogmoedig raak nie. Dat die wonderwerke wat gebeur moet gaan om die liefde van God te wys. Dit is wat hy wil doen vir ons. En dis wat hy vir die persoon op straat wil doen. Ek het al by myself gedink, wat sy impak dit sal hê, weet, as mens jou geloof so bou in mense werksituasies, ek dink ek werk nou met oë, as iemand sal menslik gesproke niks is wat ons vir die persoon kan doen, en jy kan bid vir die persoon, en die persoon kan sien, dis wat ons moet volg, hoeveel mense gaan daardeur tot bekering kom. So dit is waar dit gaan, nie oor onsself nie, maar oor die heerlikheid van God. En dis wat Jesus ook die voorbeeld gestel het. Elke wonderwerk wat hy gedoen het, hy gesê is tot heerlikheid van God die Vader. Hy het self al die pad net die Vader verheerlik. Smith Wigglesworth het gesê, there is nothing impossible with God. All the impossibility is with us when we measure God by the limitations of our unbelief. So ek wil julle vandag eintlik uitdaag, dat ons saam, en ek daag myself net soveel uit, dat ons geloof sal bou, dat ons met mekaar gereeld hieroor sal praat, dat ons mekaar sal sê, hey, waar is jou geloof? Kom ons bou ons geloof, kom ons vertrou die Here, dat hy vir ons sal 'n geloof gee, byvoorbeeld vir ouens wat hierso in beheer in ons dorp is, 'n woord van kennis te gee, 'n woord van wysheid te gee. Ek dink altyd myself, as hierdie ouens soos Malema of weet almal wat nou weet wat ons leiers in leiersposisies is, werklik tot bekering kom. As ons vir hulle kan 'n woord gee wat tref in hulle hart en hulle lewens is verander dit 'n dorp. Weet, so kom ons strewe om ons geloof te bou. Ons vas en bid, hierdie tyd ons gevas en bid, dit moenie ons enigste tyd wees, kom ons vas en bid nog steeds deur die jaar, spesifiek om ongeloof uit ons harte te hou, en om ons vleesmens, weet, onder druk te hou, dat hy nie daarso wil kop uitsteek nie, en ons vertrou die Here, dat hierdie gemeente bekend sal staan, as 'n gemeente van geloof, waar daar baie wonderwerke gebeur. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanoggend vir U die eer gee. Dit is U werk, Vader. Dit is U wat vir Jesus gestuur het,
om vir ons te sterf. U het volkome die prys betaal, dat dit nie van ons afhang, van ons eie werke nie. Al wat ons moet doen is, ons moet glo. En Vader, ons wil vanoggend bid, dat U vir ons sal help, dat ons tyd in die woord sal spandeer, ons ore sal toemaak vir dit wat ongeloof en vrees is, maar dat ons sal fokus op U, en dat ons geloof sal uitsit, om U te vertrou vir 'n wonderwerk, elke liewe dag. En dat ons nie net na onsself sal kyk, en sal dink, hoe gaan dit nou lyk, of sulke tipe van dinge nie, maar dat ons die persoon voor ons sal sien, dat ons sal weet, U het daai persoon so lief, dat U self gegee het vir daai persoon, en dis dalk die enigste kans wat daar is, dat hierdie persoon die evangelie kan hoor. Dis dalk die enigste kans wat hulle het, om te hoor hoe lief U hulle het. Help ons Vader, geef ons boldness, dat daar 'n nuwe vuur op ons kom, dat ons sal bold wees soos die Handelinge kerk, en sal doen wat U wil hê ons moet doen, dat ons nie net 'n kerk van plastiek geloof sal wees nie, gefeinste geloof nie, maar dat ons ware geloof sal leef in hierdie dag en tyd, in Jesus se naam. Amen.